Toe ek 'n klein seentjie was, ek was op 'n stadium klein geweest. Toe ek 'n klein seentjie was, seker omtrent 10 of 11 jaar oud, toe het my pa hierdie ding begin. En ek het daarvan gehou, dit was cool geweest dat hy dit gedoen het, want dit is nou interaksie met jou pa. Ek is een van 4 seuns. So op opstandingssondag, dan sal hy nou uit die kamer uitkom, nou is hy aangetrek en ons gaan nou eet en daarna gaan ons kerk toe, maar dan sal hy sê Christus het opgestaan. En dan gaan ons antwoord as broers nou, Christus het inderdaad opgestaan. En dit was vir my so mooi geweest en Adelle toe kom kuier toe ek 'n bietjie ouer is en dis iets wat aangehou het, dis iets wat aangegaan het. Om daai ding te hê van Christus het opgestaan, dan antwoord jy, Christus het waarlik opgestaan. En ek het net gedink is iets nice wat my pa doen. Dit is lekker in die huis om dit te sê en soos ons nou ouer word, waar hy nou vir ons gesê het Christus het opgestaan, ons moet dit nou vir hom sê, dan wag ons as hy uitkom, dan gooi ons vir hom Christus het opgestaan en dan sê hy Christus het waarlik opgestaan. Dis net iets moois, dis iets lekkers geweest wat ons gedoen het. En toe ek nou ouer word, toe kom ek agter, dis eintlik uit die Bybel uit. Dit kom uit Lukas 24 uit. En dis 'n gedeelte wat die eerste eeuse kerk ook gedoen het. En as jy gaan kyk na die Oosterse kerke, dan is hulle nog steeds besig om te doen. Ben het nou dit vanoggend bevestig toe ek vir hom die storie deel, toe sê hy het Griekse vriende en hulle doen dit. En ek wil graag hê ons moet dit vanoggend doen. So ek gaan nou sê, ek sien dit's nie op die bord hierso nie. Die woorde is net, ek gaan sê, Christus het opgestaan. Dan gaan julle antwoord en sê, Christus het waarlik opgestaan. Maar ek wil julle hoor, so, Christus het opgestaan. Christus het waarlik opgestaan. Prys die Here. Prys die Here. Hoe wonderlik is dit nie? Nou wil ek weet, wat het ons nou net vir mekaar gesê? Wat het ons vir mekaar gesê? Hy het opgestaan, maar hy leef. OK, ek het 3 goed hier uitgehaal. Wat ek dink ons vir mekaar gesê. Die eerste ding is, dis 'n gemeenskaplike realiteit. Ons het dit saam gesê. Nou kom ek verduidelik net gou realiteit. Hier's jong mense en ek love die jong mense. Ek sien die youth het nou gegaan, maar hoor my net gou. Ons gebruik die woord letterlik. Né? Nou lag almal en Amanda kyk vir my, wat gaan jy nou daarmee maak? Ons gebruik die woord letterlik soos volg. Die meisie praat met haar ouetjie en hy maak haar kwaad, woedend. En die meisie sê vir haar vriendin, ek het nou net met hom gepraat en hy het my so kwaad gemaak dat ek letterlik my kop verloor het. Nee, jou kop is nog steeds daai rond in die pad af nie. Hy is nog steeds daar. Ek kan verstaan die konteks van ons letterlik gebruik. Ons gebruik letterlik in 'n konteks van dis baie of is erg of is die oortreffende trap. Maar dis nie eintlik wat die woord beteken nie. As jy letterlik wil gebruik, kan jy vanoggend sê Jesus het letterlik opgestaan. Dis waar jy die woord kan gebruik. Dis letterlik. OK. Die tweede ding wat ons vir mekaar gaan sê vanoggend is toe hy opgestaan het alles verander. Dit het verander. Dit beteken nie, hoor my, dit beteken nie net my perspektief het verander nie. Dit beteken alles het verander. Alles het verander. So hoe erg het alles verander? As ons witnessing deel. Ek deel my getuienis. Julle moet my nou mooi hoor. Ek deel my getuienis. Mense hoor vir my. Dan sê hulle, weet wat, jy appeal eintlik tot my empathy. You appealing to my empathy, dat jy wil hê ek moet jou glo. Maar weet jy wat, dis nie eintlik vir my nie. Wat jy my nou vertel het is cool, ek is bly die Here werk so met jou. Ek is bly die Here het dit so met jou gedoen in jou lewe, maar dis nie eintlik vir my nie. En hulle kan verbyhou. Net gebeur. Toe Jesus opstaan uit die graf uit. Toe hy opstaan uit die graf uit. Toe verander die hele status quo. Wie regeer? Hy regeer. Met ander woorde, as ek dit proklameer is dit om te gaan sê vir mense, ek het dit op WhatsApp klip gedeel, vir YouTube klip gedeel. Ek het dit vir 'n vrou gesê hierdie week saam met Christopher daar by die Spur en gesê Christus het opgestaan. Sy sê wat? Niemand het nog ooit dit vir my gesê nie. Wat beteken dit?
En hier is die punt, as jy dit proklameer, dis die proklamasie, en Jesus het ons gewaarsku, ek wil dit vir julle sê. As jy vir iemand sê, Christus het opgestaan, dan konfronteer jy hulle. Hoor mooi wat ek vir jou sê, jy kan hierdie boodskap nie op 'n ander manier gee nie. Dis onmoontlik. En Jesus het ons gewaarsku, het gesê, hulle gaan vir julle lag, hulle gaan julle mok, hulle gaan julle persecute. Want dis 'n boodskap wat konfronteer, want wie in beheer was daar, toe Adam en Eva daai appel van die boom gepluk het, is nou net, hy is omvergewerp, die status quo is verby. Christus is in beheer. Dit beteken Christus is die Here, hy is die Lord. En ons moet hierdie vir mekaar sê, ek kan nie vir julle vanoggend kom sê, as jy sê Christus het opgestaan, dat almal happy gaan wees daarmee nie. Hulle kan nie. Kolossense sê vir ons 1:13, dis nie op die bord nie, sê vir ons, hy haal ons uit hierdie duisternis uit, domeen van duisternis, en hy sit ons in die domeen van lig. Dis soos 'n kar, as jy 'n kar ry, jy kan hom nie in die neutraal gooi met hierdie boodskap nie, dis onmoontlik. Moenie probeer nie, want ek dink ons baie keer is so versigtig dat ek net nie 'n ou wil offend nie. Ek wil net nie iemand in die gesig vat met dit nie. Weet jy wat? Jesus is koning. En of jy dit wil glo of nie, hy is koning. Dis 'n boodskap wat konfronteer, dis 'n boodskap wat jou in die gesig gaan vat. Dis 'n boodskap wat jou of in eerste rad sit na hom toe, of die woord sê die wêreld het die duisternis so lief gehad, jy's in die reverse en jy gaan al die pad terug. Ons moet dit vir mekaar sê. Daar sê, dis hoe dit klink. Die derde ding hierso is, en ons moet hierdie weet, né? Die derde ding is, Jesus is God. Jesus is God. Presies 6 jaar terug het ek hierdie besige slide opgestel. En daar's 22 claims. Jy kan 'n foto neem van dit en ek sal vir die WhatsApp stuur van al daai claims. Daar's 32 claims wat Jesus in die Nuwe Testament gesê het. Ek is God. En dan praat ek met 'n Jehova getuie en hy sê vir my, "Waar het Jesus dit gesê?" Dan sê hy, "Hoekom dink jy het hulle Jesus gekruisig? Hoekom dink jy die Jode hom gaan vasslaan aan die kruis? Hoekom?" Want hy het gesê hy's God. Hy's besig om te blaspheme. So, daar gaan op daai claims gaan daar goed wees, soos byvoorbeeld, hy's die een wat jou vergewe. Hy's die een wat jou in die hel gaan gooi. Hy's die een wat sê, I'm the great I am, ek's die groot I am. Hy's die een. En toe hy opstaan, toe word al daai goed waar. Toe sit van, ons sien wie hy is. Maar nou wil ek vir jou sê, wat gebeur is, in ons huis praat ons van jou brein buoys. Buoys is nie 'n regte woord nie. Maar dis as jy 'n glitch kry. So jy sien iets uit konteks uit. Jy sien dit en dan is dit van, okay, ek weet nie wat ek nou gesien het nie, maar dit hoort nie daar nie. En 'n goeie voorbeeld was, ek en Adel was aan die Filippyne by die Go Conference, en ons hier 'n skootertjie. Nee, 155cc, dat mamma en pappa teen die berg kan opgaan en afgaan nog. En ons het die aand gaan kyk ons die sunset daar, en ek sê vir skat, ek wil nie donker met hierdie skooter op hierdie pad ry nie. Nee, dit gaan nie gebeur nie, julle weet. Nee, ons gaan met hierdie skootertjie by die huis kry. En ons kom daar van Sunset Beach af en ons kom, maar daar's reg, dis soos 'n berg af. En daai voorwielietjie gaan so en pappa hou vas en mamma klou en ons gaan af daarso in die dorp in. Maar daar's honde. Die rustigste honde, hulle sal so loop en dan gaan lê hulle in die pad. Dan sien hulle hoe kom jy aan. Dan is dit van okay, jy moet om hulle gaan. En almal ry motorfietsies. So dis nie van jy kom af dan nou, jy weet, die remme, ek hoop die remme werk. Ek sien al hoe gloei daai ding rooi soos ek die remme vashou met hierdie gewig wat afkom daar. Nou kom ons af in die pad, nê? En ek sien voor my dit. sien julle die prentjie? En my brein boeies. Dis van, nee, dit hoort nie hier nie. Wat ek nou gesien het, moenie hier wees nie. Dit kan nie daar wees nie. Daar is nie Filippyne wat dit dra nie. Dit word in Suid-Afrika gedra en ek is nie in Suid-Afrika nie. En dit gaan verby en ons ry en toe ek weer kyk en ek kyk op, toe sien ek dis Dani de Tooy. Hy het sy hemp aangehad en hy en sy vrou is besig om van voor af verby te kom en ons is so met so spoed, is net haai en baai, is ons verby. Dis 'n kategorie of dis 'n konteks wat dit breek jou konteks. Die opstanding is 'n ander kategorie. Dit breek uit 'n kategorie uit. Dit vat die kategorie en breek dit oop. Dis van
ek kan nie verstaan wat hier ek kan nie. Ons moet verstaan dat ons dra dood in ons as legacy. Ek gaan doodgaan en ek is hartseer om vandag te sê julle gaan ook doodgaan een of ander tyd. En ons dra dit as 'n legacy in ons. En daar seker omtrent van die begin van civilization af tot nou toe is daar 100 biljoen mense al dood. 63 miljoen mense gaan elke jaar dood. Kyk, so dit gaan so 15 jaar vat en dan is daar weer 1 biljoen mense wat doodgaan. Dis wat gebeur. En nou kom daar en uit 100 biljoen uit staan een ou op. Dus vandag moet ons aandag gee hierso. Dis een wat opgestaan het. Dit breek daai kategorie, dit breek enige wetenskaplike ding van as jy doodgaan, bly jy onder, jy kom nie weer op nie. En Lazarus for that matter was 'n resuscitation geweest. Hy het weer dood gegaan later. Hy loop nie nou nog rond nie. En ons moet dit vir mekaar sê want anders verstaan ons nie hierdie ding van wat het hier gebeur? Hoe crazy is dit wat hier gebeur het nie? En as ons dit met mense deel, dan gaan hulle vir jou kyk en sê, "Oké." Dalk het ons gewoond geraak daaraan. Dalk is dit iets wat ons gewoond geraak het om te deel. Nou vanoggend is eintlik meer oor apologie. Apologie soos Wes baie mooi verduidelik het is waar jy gee vir iemand 'n rede vir hoekom jy iets glo. En daar's twee hoofgedeeltes wat ek wil uitlig vir julle vandag. En dalk sit jy hierso en toe ons nou gesê het Christus het inderdaad opgestaan. Toe jy geantwoord het jy dit nie gesê nie want jy kon nie of jy dit so saggies gesê en sê weet jy wat, ek is nie so confident daaroor soos wat jy wat daarvoor staan nie. Met ander woorde, ek sal graag met wat ek gaan deel nou julle confidence gee in dit. Die tweede ding is daar mag van julle mense wees. Hier's dalk iemand vandag hierso wat barriers het, wat blokkades het, wat hindernisse het om hierdie te kan glo. En dis die deel van apologie. Dit probeer daai barrier afbreek. Dit probeer daai goed wegvat sodat iemand kan sê I understand. Ek verstaan nou. Ek verstaan nou. Maar hier is die ding nou. Hier is die ding van ek verstaan dit nou. En hier is die ding wat ek niks aan kan doen nie. En ek wil dit vir julle deel. Ek wil dit vir julle so sê. En ons gaan die voorbeelde kry nou. Die kennis, die persoonlike kennis van Jesus Christus, risen Jesus Christ, is a gift of revelation. It's not a dataset. Dis oor die revelation, nie die observation nie. Ek kan elke feit vir julle uitgooi vandag hierso. Ons kan Lee Strobel uithaal, ons kan dit pak. As hy hom nie self aan jou openbaar nie, kan ek niks daaraan doen nie. Maar kan ek vir jou iets anders sê? Daar's 'n groter begeerte in hom om homself aan jou te openbaar as wat daar ooit in enige van ons harte sou wees. Maar dis sy ander werk, is nie myne nie. Soos jy vandag hier sit en jy sê ek verstaan wie Christus vir my is, die opgestane Here, dan sê jy vir hom dankie vir daai gawe van openbaring wat hy vir ons gegee het. Dis 'n gift of revelation, hy het dit vir ons gegee. Jy kan dit sien, jy verstaan dat jy het dit. So moenie opgee op die wat sê luister, ek kan net nie daar kom nie. Ek kan nie glo wat julle glo nie. Moenie opgee nie. Jy moet nie op nie. Ons gaan aanhou. Ons hou aan. So ek wil vandag vir ons lees hierso uit 1 Korintiërs uit en ek wil nie noodwendig julle moet opstaan nie want dan gaan myself onderbreek. So soos ons dit deurlees gaan ek na goed verwys hierso so. Ek het dit onderstreep op die bord. Kom ons kyk daarna. En dan lees ons bietjie deur die skrif. Wat sê Paulus hierso vir die gemeente in Korinte? Nou, as agtergrond, die gemeente in Korinte is min of meer in 50 na Christus geplant. So as Christus se sterwe so op 33 was, op 33 AD, dan is dit so 17 jaar na dit is die gemeente geplant. En die gemeente was min of meer so oud soos ons gemeente is. Was dit 5-6 jaar oud toe Paulus die vir hulle geskrywe het. En op daai stadium, en ons sal daarna kyk, op daai stadium was daar reeds 'n belydenis, 'n creed wat omgegaan het. Okay, so kom ons kyk hierso, ons lees van vers 3 af. Daar staan: For I delivered to you as of
First importance. What's first importance? Dis soos die belangrikste. Dis soos die boonste, dis die belangrikste. Ons moet hierdie kry. Dis wat ek vir julle gee. Ek deliver it to you. Hoekom deliver hy dit? Paul, wag net so 'n bietjie. Ek dog dit op Damaskus. Dis van ek het dit ontvang hierdie. Hierdie is vir my gegee. Hierdie is dit vir my gegee soos dit vir almal van ons gegee is. Verstaan mooi, dis vir ons gegee hierdie. En hy sê ek wil dit vir julle kom gee. That Christ died, en ons het gehoor Vrydag, Christus is regtig dood. For our sins in accordance with the scriptures. Dis volgens wat die woord sê. That he was buried. Hoekom sê hulle buried? En dis vir my interessant hierso. Baie keer gaan ouens as hulle die gospel condense, wanneer hulle die gospel summarize, dan laat hulle buried uit. En ek weet nie hoekom nie. Want buried beteken hy was regtig gone, hy was dood. Daar's volgens reëls en volgens tradisie hy's dood. Dis hoekom 2 ouens, Nikodemus en Josef van Arimatea gekom het om hom te begrawe. Hy was werklik dood. Ons kan nie op 'n ander gevolgtrekking kom daaroor nie. En ons het dit Vrydag gesien. En dan sê hy that he was raised on the third day in accordance with the scriptures. Dis die Bybel wat so sê. En hy appeared to Cephas is net die Aramees vir Petrus. So hy het aan Cephas verskyn. And then to the 12. Then he appeared to more than 500 brothers at one time, most of whom are still alive. So Paulus, wat praat jy nou daarvan, hierdie ouens nog lewendig? Wat is jou storie hierso? En dis soos Wesley gesê het, hy sê, as jy wil vra daaroor, kry jy ouens wat dit gesien het, kom vra hulle lewe nog. Hier's nog van hulle wat lewe. Kom praat met hulle. Wanneer jy iets opkook, 'n leuen opkook of 'n storie opmaak, gaan jy nie vir almal uitnooi en sê kom praat met hulle nie. En dan hou ek daarvan dat hy sê, hy gebruik hierdie mooi taal, hy sê, some have fallen asleep. Is dit nie mooi nie? Hy sê nie hulle is dood nie, hulle het geslaap. Dink julle nie in hierdie tyd wat ons lewe, dat ons so kan begin praat nie? Of is jy dalk te heilig? Hier's een nou wat my altyd challenge met dit as ons hospitaal toe gaan om te moet gaan bid, of ons sit langs iemand wat besig is om te sterwe. Is daar een nou wat my altyd challenge met hierdie om te sê, Ewan, dis net tydelik. Dankie Franu. Nee, want hy verstaan dit, hy sê dis tydelik. En ek haat die dood. Maar dis tydelik, die dood sou oorwin. Is dit nie wat ons vir mekaar moet sê? Hulle is net aan die slaap nie, hulle slaap. Hulle gaan weer opstaan. Then he appeared to James. Nou hierdie James, hierso is nie James die boetie van Johannes en van Zebedeus, die weet Boanerges die pa van Donner nie. Dis Jesus se broer. Dis die boetie wat hier is. Last of all, as to one untimely born, he appeared also to me. For I am the least of the apostles, unworthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Vir die skeptici onder julle wat hier is. Hoor my net nou mooi. Ek kan verstaan dat as jy gaan kyk na die 100 biljoen mense wat dood is, scientifically, hoekom iemand nie net weer gaan opstaan nie. Ek kry dit. Ek kan die oorwig van die hoeveelheid mense wat al dood is, lê baie swaar teen ons. Maar nou, hierdie ding wat hier gebeur, sê hy, because I persecuted the church. Die skeptici sê vir ons, né? Hulle wil meer bewyse hê van mense wat nie geglo het dat Jesus opgestaan het nie. Met ander woorde teenstanders van dit. Nou dink net bietjie saam met my daaroor, net gou-gou. Hier staan een ou uit 100 biljoen uit op. Gaan jy die ou wees wat sê, weet wat, ek gaan skrywe dat hy opgestaan het, maar ek gaan dit nie glo nie, ek gaan teen dit wees. Jy gaan die grootste fool op aarde wees. Inteendeel, ek dink hulle sal jou vermoë om te skryf om hom waar te neem, in twyfel getrek het ook. En Paulus sê, met ander woorde, ek's 'n teenstander gewees hierso. Ek het gestaan teen daai ding. Waar is ek nou? Wat het nou met my gebeur? Ek's deel van hierdie. Nou kyk ons na vers 14 en 17 en ek wil met vers 14 en 17 net gou deel. Vers 14 sê, and if Christ has not been raised, then your preaching is in vain. Wat se preaching praat hy hiervan? Vers 1 sê vir ons, hy preach the gospel. Dan is die gospel in vain.
Tweede een. And your faith is in vain. Is niks zeggend nie, dit beteken niks. We are even, en dan vers 17, and if Christ has not been raised, your faith is futile, and you are still in your sins. Verstaan ons die enormity van wat hy so sê? Rice Brooks het 'n sê ding, hy sê, hy wil dit so clearly and succinctly as moontlik sê. Dit gaan nou daarop wees. Hy sê, Christianity stands and falls on one singular event. One singular event. It's the resurrection of Jesus Christ from the dead. It's not only a foundation for us for a credible faith, but it also a realistic hope. Dis 'n realistiese hoop wat ons het. From the suffocating, dit druk 'n ou om te besef maar die einde gaan kom. Suffocating uncertainty of what lies beyond the grave. Dis hoe groot hierdie is. Hier is my Bybel. Ons glo. Hier is die resurrection. Nee, dis wat ons glo. Die Bybel sê vir ons van die resurrection. Wie wat sê Paulus? Wie wat sê Rice Brooks? Hierdie is waar, want hierdie het gebeur. Die gospel sou nie daar wees, as hierdie nie gebeur het nie. Ek glo hierdie, want hierdie sê so. Dis wat dit beteken. Dis wat ons vanoggend vir mekaar sê, dis wat ons glo. Nou is die, ek het 'n tou saamgebring, nou is die 2 punte, wat ek wil demonstreer. 2 punte van dieselfde tou. As julle 2 dinge onthou hierdie 2 dinge vandag. En skeptici gaan saam met ons stem. Wat ek nou vir julle sê, jy kan my Google, jy kan my chat, jy kan my deep search. Hulle gaan saamstem met wat ek nou vir julle sê. Dis nie 'n vreemde ding wat ek gaan sê nie. Die eerste punt is aan hierdie kant, die eerste punt waarmee skeptici saamstem met ons, is die mense, die volgelinge van Jesus, wat opgestaan het, wat Jesus gesien het, was hy opgestaan het, is regtig oortuig daarvan. Hulle stem saam daarmee. Hulle is regtig oortuig daarvan. Toe dit gebeur het, en hier is die tweede punt van hierdie tou, want hierdie een gee vir my die een om te kan uitloop, dit sê, a leg to stand on. Die tweede een wat hier so staan, wat die punt wat hy maak, is toe hierdie gebeur het. Toe was daar soos 'n ontploffing wat in Jerusalem plaasgevind het. Goed het baie vinnig verander en daar was 'n massiewe verandering in geskiedenis. My vraag aan jou vandag is, as jy na die 2 goed so kyk, wat is die logiese gevolgtrekking? Hy het opgestaan. Jesus het opgestaan. Nou aan hierdie kant, wat ons nou gepraat het, die volgelinge van hom, wil ek gou 5 uitlig. En die eerste een wat hy hiervan praat is Petrus. Nou Petrus was the denier geweest. Hy het Jesus deny. Petrus het gesê, daar's 'n manier hoe ek sal weghol. Wanneer die ouens kom, hol ek nie weg nie. Jesus, ek wil net hê jy moet dit weet. Ek hol nie. Ek staan. En toe die dogtertjie vir hom vra, die jong vrou vir hom vra, nou wat staan jy Petrus, toe deny hy dit. Hy hol weg. Met ander woorde, Petrus staan daar so en is van, ek weet waar ek met Jesus staan. Ek dinge gaan maar eerder weer vis vang. Ek wil gaan vis vang. En hulle gaan vang vis. En Johannes, sê vir my, en dan kyk, dit is daar. Hey, kyk wie staan daar op die strand. Hy gryp sy baadjie. Petrus, hoekom? Gryp sy baadjie, trek dit aan in die water na Jesus toe. Dis wat Jesus kom doen wanneer daai revelation kom van hom. Dis toe hy opgestaan het. Jesus het met sy 2 voete op daai strand merke gelos. Dis daar. Ons hoef nie daaroor te wonder nie.
So Petrus word van hierdie denier na die pastor. From denier to pastor. Jesus sê vir hom, hy staan daar so, dan praat hy met hom en Petrus staan op 'n afstand af sê, Petrus, luister ou, het jy my lief? En ek wil nie te veel maak van die Grieks daar nie, want hy vra vir hom in agape, het jy my agape? En Petrus sê filio, hy sê vir hom, jy weet ek's jou vriend, maar ek kan nie nader kom nie. En Jesus is van, maar Petrus, het jy my lief? En hy is van, jy weet. Met ander woorde, hy het verby die punt van ek kan. Hy is verby daai punt, hy is by die punt van u weet as die druk kom maar hol ek. En dan sê Jesus vir hom, voordat hy nader kom na Jesus, dan sê Jesus vir hom, hier is my skape, voer hulle. Gee hulle kos. Kyk na hulle. En hy word 'n pastor. Nou Petrus was nie die eerste een aan wie Jesus verskyn het. Nou verstaan net mooi weer. Ons het 'n creed gelees. Okay? 'n Belydenis wat ons gelees het. Nou die belydenis is gevorm tussen 'n jaar en 5 jaar na Christus gesterf het. Is die belydenis gevorm. Okay? Paulus toe op pad na Damaskus toe was en Jesus verskyn aan hom, gaan bly in Arabië vir 3 jaar. Toe gaan hy Jerusalem toe en hy kry in Jerusalem vir Petrus en vir Jakobus. Dis omtrent 38 na Christus. En wat gee hulle vir hom? Dis die creed. Dude, dis wat gebeur het. So hierdie ding is nie 'n legend nie, dis nie 'n legende wat plaasgevind het nie. Hier het werklik iets gebeur. Nou die persoon aan wie Jesus eerste verskyn het, is Maria Magdalena. Nou, ek weet nie, ek het gesê Maria ek weet nie of sy like a virgin was nie, ek weet nie. Of die prostituut van Pretoria, ek weet nie. Die Bybel sê nie vir ons nie, daar's kerkgeskiedenis wat dit vir ons sê. N.T. Wright sal vir jou sê, die teoloog, die Nuwe Testament teoloog sal vir jou sê dat die soldate aan Jesus se kruis, die voete van die kruis waar hy Jesus vasgeslaan het, sou haar geken het. Hulle sou geweet het wat om met hulle geldjies te doen as hulle vir Maria gesien het. Julle, dis crazy om te dink dis die eerste persoon aan wie Jesus verskyn. Dalk het sy so gelyk. Dink bietjie daaroor. Net vir 'n oomblik, dink bietjie daaroor. Jesus staan op en hy's van, kom ek verskyn aan Madonna of aan Pretty Woman. Dis wat gebeur het. En hier's die ander crazy ding. Hy sê vir my broers, ek het opgestaan. Sy gaan van wat julle ook al daar wil insit na apostle to the apostles. Dis wat Jesus doen. Ons sien daai nie in daai creed van Paulus nie. Soos ek sê, dis 'n gespolished creed wat hy hier neersit. Die derde persoon wat ek gou wil noem is Thomas. Hoe kan ons nie met Thomas identifiseer nie? Toe Jesus die eerste keer verskyn was Thomas nie daar nie. Jesus verskyn weer. En Thomas het die eerste keer gesê, as ek nie my vingers daar in daai wonde druk en dit sien nie, dan glo ek nie. Ek love ou Thomas, ons sê hy skepties. Ek hoor wat julle boys sê, ek het nie gesien nie. Dis nie, en Jesus verskyn aan hom. En hy gaan van hierdie doubter, hierdie ou wat twyfel, en hy word 'n confessor van Jesus. Die vierde ou van wie ek wil praat, en hy word die genoem is Jakobus. Nou ek dink nie die meeste van ons het al van hierdie storie gehoor nie, maar dis Jesus se jonger broer. Nou dink 'n bietjie as jou ou boet, hoeveel het ou boets hierso? Ou boete wat daar's nog so 'n paar wat weet van 'n ou boet. Dink as jy nou in 'n huis groot word waar jou ou boet God is. Dink bietjie daaroor. Hy maak nooit jou ma en pa kwaad nie. Hy tel sy klere altyd op. Hy's altyd gemanierd. Dink daaroor. Nou check jy hierdie ouens van my dude, jy word saam met my groot, jy claim jy's God. Dis ek glo dit nie. Ek gaan dit nie glo nie. In Johannes 7 kan julle gaan lees daarso. Jesus wil opgaan na die loofhutte fees toe. En hy kom en sy broer sê vir hom, luister, gaan en help jouself daar man. Moenie nie bang wees en weg. Gaan soontoe. Hy glo nie in Jesus nie. Daar's nie 'n manier dat hy glo nie. Hulle dink hy's 'n lunatiek, Jesus. Die familie kom en sê ons moet hierdie ou kry. Hy het 'n God delusion. Daar's iets fout met hom. Ons moet hom vat.
En wie was sien ons hom dan weer? Van hierdie skeptiese boetie. Dan word hy hierdie pillar in the church. En ek het nie die feite daar opgesit nie, maar dit is well known. Hulle het hom van die tempel se dak afgegooi om hom dood te maak. En toe het hy geval en hy het nie dood gegaan en toe gooi hulle met klippe dood. Dink daaroor. Jou boetie claim dit, ek ken hom. Ek weet hy is nie God nie. En dan sien jy hom en is van, hy is God. Ek kan myself gee, hy is God. Die laaste gedeelte oor hierdie punt wat ek wil maak, is, hy sê daar's 500 mense aan wie Jesus verskyn het. Daai 500 mense, as jy hulle in 'n boks sou sit, in 'n witness stand sou sit, en dis wat Lee Strobel sê in 'n Case for Christ. Ek dink hy sê dit in 'n Case for Christ nie, hy het geskrywe Case for Christ, die van julle wat dit wil lees. Hy was die legal editor van die Chicago Tribune gewees. As ek jou 15 minute in die boks gee vir 'n witness, eyewitness testimony, dan gaan dit 129 uur lank se testimony wees wat ek het. Hoe kan jy dit nie glo nie? Hier's al hierdie mense wat dit sê. Ek wil oorstap na die ander kant toe nou. Ons het gepraat oor hierdie mense. Ons het gepraat oor Petrus, oor Maria Magdalena, oor Thomas en oor Jakobus en oor die 500. Ek wil praat gou oor wat toe gebeur het. Wat hier gebeur het. Hierdie ding, hierdie opstanding, die verandering het in Jerusalem gebeur. Hoekom is Jerusalem belangrik? Weet jy hoekom is Jerusalem belangrik? Onthou julle vir Wesley se preek oor Johannes 20, toe almal weggekruip het, toe hulle bang was, die deure was gesluit, waar was dit? Dis in Jerusalem. En toe sien hulle hom. En is van, ons is Jerusalem, ons gaan vir die wêreld vertel van wat hier gebeur het. So dit nie op 'n ander plek plaasgevind nie, dis 'n getuienis dat dit hier gebeur het, dit het in Jerusalem plaasgevind. Die kerk het daarvan ontstaan, dis hoekom ons vandag hier is. 2 maande in, na Jesus se opstanding, 2 maande, hoor my nou, 2 maande, jy kan gaan lees in Handelinge 4. 2 maande in, toe's daar 5000 mans wat Jesus bely. So doen nie som van, is dit 10.000, is dit 15.000, ek weet nie hoe groot daai gemeente was nie. Net 60 dae. 60 dae later gebeur dit. 60 dae later is dit van, het iets gebeur wat ons verstaan nie wat hier gebeur het nie, en my gevolgtrekking is, dan moes hy opgestaan het. Ek kan nie op 'n ander gevolgtrekking uitkom nie. Hy het opgestaan. Hoe gebeur so iets? Sulke goed gebeur nie net nie. En dan die laaste punt is die creed wat gevorm het. Ons het vinnig daaroor gepraat. Dis hierdie ding van, ons weet wat gebeur het. Dis soos ons dit vir mekaar sê. En ek het gisteraand Pliny the Younger gelees, en hy verduidelik dat hulle dit vir mekaar gesê het. In haar eerste gemeente het hulle sulke goed gesê vir mekaar. Hulle het met mekaar daaroor gepraat. Dis 'n creed, dis van, Jesus het gekom, hy's dood. Hy's begrawe. Hy het opgestaan. Ek wil julle net vra, ek gaan nie vir julle antwoord gee nie. Wat is die verskil tussen 'n creed en the gospel? Gaan nie 'n antwoord gee nie, gaan dink daaroor. Julle het môre af. Gaan kyk na wat is die verskil tussen 'n creed en the gospel. So ons het 7 of 5 gevalle gedoen van op hierdie punt, die 5 mense wat ons mee gedeel het, wat Jesus gesien het. En ons het 3 van wat het gebeur in Jerusalem, waarin hierdie goed hang. Nou gaan ons mekaar sê, goed, wat beteken dit vir ons? Hoe lewe ons? Hoe lewe ons? En die eerste een is, Jesus het oopgemaak, dis 'n nuwe creation. Hy het dit kom oopbreek, dis 'n nuwe creation. Dis nuut gemaak vir ons. Julle, dis 'n ander creation. Hy het dit ingebring, hy het dit ingewy. Hulle sê hy's eerste vrugte van dit. Dis oopgemaak. Met ander woorde, dood het nie meer beheer oor ons nie. Hoor net gou van my, daar's 'n derde punt daar. Ek gaan nie na die tweede punt toe gaan, ek wil die derde punt gou vat. Omdat dood nie meer beheer oor my het nie, omdat dood nie meer regeer nie, hoe lyk my finansies dan? Handelinge 4, waaroor daai finansies praat, is nie 'n sosialistiese ekonomie nie. Dis 'n new creation economy.
Hoe lyk my finansies as ek nie meer worry oor die dood nie? Hoe gaan ek lewe? Gaan ek nog steeds hierdie second-hand mentality hê om vir die ouens my skoene te gee wat die gate wat deurgeloop is? Of gaan ek sê, weet jy wat, kom loop saam met my, ek gaan vir jou nuwe skoene kry? Dis wat ek sou verwag wat hoe dit behoort te lyk. Dan sê ons is die creation van 'n nuwe community. As ons sit vandag hierso, dit gaan nie oor ras nie. Dit gaan nie oor klas nie, dit gaan nie oor taal nie. Dis nuut. Nou het ons hierdie amazing ding van hoe lyk power and authority? Ek onthou toe ek in die korporatiewe wêreld gewerk het, hoe dit my ontstel het as mense my gemanipuleer het. En dan het ek met die Here gefight daaroor en sê, hoekom laat jy dit toe? Wat? Hoekom laat jy dit toe? Ons lewe van 'n plek van servanthood af. Dis wat dit beteken. Ek's diensbaar in die koninkryk. Ek wil diensbaar wees. En dan is een vir my wat ek persoonlik seker die een met die meeste stoei is. Dis wanneer daar grief is. Wanneer mense doodgaan of wanneer mense siek is of wanneer daar los is. Hoe lyk so nuwe creation? Dit beteken ek kan langs jou inval, ek kan langs jou kom staan. En soos Tim Keller gesê het, it's gonna be okay. Maar ek gaan doodgaan, ek weet. It's gonna be okay. It's gonna be okay. En ons kan dit vir mekaar vandag sê, it's gonna be okay. Want ek wil so graag hê, daai nuwe skepping wat hy het, moet nou alles wees. En consummation is nie nou nie. Dis first fruits. It's gonna be okay. En dan volgende week sal ons kyk na, as 'n nuwe impetus vir mission wat kom. Dis bold witnessing. Want as ek sê Jesus het opgestaan, konfronteer dit mense. Maar ek hoef nie bekommerd te wees oor 'n reaksie nie, want hy is die een wat homself aan ons sal reveal. Hy gee vir ons die woord, hy gee vir ons die Heilige Gees en hy gee vir ons testimonie. Daar's dit. Die 3 werk saam. So ons sal volgende week kyk om te sê, maar wat het hierdie impetus gemaak om die unreach by uit te kom, om boldly te kan witness. Ek wil vir ons afsluit met 'n gebed en dan wil ek vra, en ek dink die musiekouens kan opkom, dat ons daai my leef, dat ons dit sal kom sing net as 'n offer. As ek regtig, jy weet, dalk moes ek champagne hier gehad het vanoggend en dan het ons nie weer die verhoog gehad nie, want ek het champagne op die verhoog gemors. Maar ons is dankbaar vir wat hier gebeur het. Dis 'n nuwe creation, dit moet dit verander. Kom ons maak ons oop toe. Hemelse Vader, dankie dat U hierdie amazing plan gehad het. Dankie dat U hierdie plan gehad het wat hulle 'n mystery noem. Jesus, dat U nie teruggedeins het nie. Dat U alles kom betaal het. Dat U opgestaan het. Dat ons in oorwinning kan lewe, Here, dat sonde nie meer beheer oor ons kan hê nie, maar dat U beheer gevat het oor ons. Dat ons nie bang te wees vir die dood nie. Dat ons nie versigtig hoef te wees vir die dood nie, maar wanneer dit kom, slaap ons bloot. Ons sê vir U dankie daarvoor. Here, ek wil kom vra dat U in elkeen van ons harte sal kom werk, dat ons met nuwe oë sal kyk om te besef, ons het die nuwe skepping ingestap wat U kom inwy het vir ons. En hoe gaan ek lewe in hierdie tyd? Hoe lewe ek in hierdie wêreld wat lyk of hy uitmekaar uitskiet? Hoe lewe ek? Dat ek kan lewe soos Jesus gelewe het. Want ek weet, hy is die een in beheer, hy is die een wat regeer. Sê vir U dankie daarvoor. En ons bid dit in die naam bo alle name, die naam wat God met ons is, die naam wie ons kom red het, Jesus Christus. Amen.